nodig om my net te klim op. Ek wil ripple as ek hoop. Weet, ek kom tot die besef, dis hy wat my die krag gee, elke dag, om op te staan, en my werk te verrig. En dis net ons God, wat ek kan doen. Geliefdes, dis net hy, wat jou die ernstige setback kan hê. Wat die woord van God sê, hy is die een wat die onmoontlik kan maak. Hy is die een wat nie bestaan kan maak, is net God aan nie. En dit is hy wat ons doen. Geliefdes, aankondigings vir die week, Sondag aand, dienste is om 4 uur, kom op, moenie misloop nie asseblief. Dit is lekker om altyd te ontvang uit die hand van die Here. En as jy voeding vir die week wil kry, wees jy. Amen. Moenie dink nee, ek gaan nie kom nie, ek gaan dit maar baie luister. Jy mis die werklikheid. Kom op, om hoor van ons wat in die Here op sy hart weet. Geliefdes, woensdag aande is nog uit, Vrydag aande is jeug, kom op, dis baie lekker. En dan volgende Sondag, sy dienste is nie 4 uur die oggend, en weer 4 uur die middag. Kom op, moenie mis die geliefdes, die woord van die Here sê, moenie sê ons byeenkomste mis vir sommige die gewoonte van het nie. So kom ons maak die gewoonte om op te kom na die huis van die Here toe. Man, moenie maar oor jou broer of jou suster. Die woord van God sê, seën jou vyande, sodat ek jou kan seën. Wat het gebeur met Job? Daar toe op Jaarsstaat is besef het, dat ek my vyande seën. En die oomblik toe hulle seën, toe kom die Here met dan nog van maak en bring van vyande. Geliefdes, en dit is wat hy vandag in jou lewe ook wil doen. Maar ons wil te veel loop in haat en met wrok. Geliefdes, ons daai dinge uitskakel in ons lewe. Seën jou vyande. Seën hulle. Hy sê nie moenie jy moet hier saam met die blondaard gaan sit en paar keer nie. Hy sê sny jou van daai mense af. Maar seën elke iedereen. Dit is wat God van jou verwag. Dit so hy. Geliefdes, kom ons maak net toe die oë. Kom ons staan en maak ons toe. My Vader, groot almagtige God. Ons besef oor weer die Here opnuut die krag wat U het. My Vader, U het die Seun vir ons gestuur om mense te word op die aarde. Hy het die Satan oorwin. Hy het ons 'n pad gewys wat ons kan loop. My Vader, toe hy opgevaar het hemel toe, voor hy opgevaar het, hy gesê, hy gee vir ons, hy selfde krag, en hy selfde almede en nog meer, Here. My Vader, daarom kan ons vanmôre net vir U sê, dankie my Vader, dat U is nog dieselfde God van Abraham, Isak en Jakob, het nog nooit verander nie. My Vader, seën in elke verrigting, seën in muzikant, Here, die wat ons in die naam groot maak, seën met die prediker, Here, wanneer hy die woord bring, my Vader, dat hulle salwing oor ons sal wees, my Vader. Ons bid dit in Jesus kosbare naam, my Vader, en dat elkeen vanmôre sal ontvang dit wat U vir ons op die hande het. En ek dank U daarvoor in die lieflike naam van Jesus. Amen en amen. Kom ons maak die naam van die Here. Oh,
wil hulle nie almal werklik gaan kniel voor Jesus nou, terwyl ons dit saggies vir julle sing, en maak julle harte vanmôre oop vir Koning Jesus. Verlange is vanmôre, Here, dat elke sangstuk wat ons hier offer, Here, elke lied, elke getuie wat ook al gedoen sal word vanmôre hier, Here, gebruik sal word om opnuut die vlam in ons hart aan die brand te steek. Here, want ons is oortuig en ons weet, U die Here is 'n verterende vuur. Here, en U wil die onheil in ons lewe uitbrand. Here, en die heiligheid in ons lewe inbrand, sodat U daardeur verheerlik word. Ek bid en bid dit met vele danksegging. Amen.
God is almagtig. Daar is niemand soos hy nie. Nou, ek wil net vanmorgen by julle thuis kom. Dat God het geen versoeking jou pad ons gestuur, dat jy nie kan hanteer. Amen. Nou, in 1 Korintiërs 10:13 sê die woord van die Here vir ons, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike. Nou, wat bedoel hy dan? Hy het nie 2 woedebye in jou geplaas nie. Hy het nie 'n losgrond in jou geplaas nie. Ek kan so op met baie dinge. Dit is alles dinge wat ons as mens self aangryp. Hy het dit nie ons pad van werklik gestuur nie. Jy het dit gehaal en jy maak dit jou eie. Want die duiwel is lustig om jou oor te draai. Dan stuur hy die ding in jou pad was, jy kom, jy gryp met aan en op die einde van die dag as jy oor nie, dan sê Here, maar hoekom? En dit is nie die Here se skuld nie. Dit is ons eie menslike skuld, want ons laat ons gedagtes dwaal waar dit nie moet dwaal nie. Ons laat toe dat die Satan inkom waar hy nie moet inkom nie. Maar so vol sy wel my net. Persoon ons gaan 'n bietjie laat wees. My woord is ook soms afbreek. Ek sê, nee, as hy persoon musiek, is reg. Dis net iets wat sy pad langs gestuur het, om sy geloof te toets, om te sien hoe sterk is hy in God. Amen. Want die oomblik wat hy gaan kwaad word, het jy gedaan, jou vyand. Jy het verloor. Geliefdes, en hoeveel van die dinge gebeur op ons pad langs? My vrou kom nou na my, thuis is my groot, ek sê papa. Ons het nie my groot nodig gemaak. Jy weet dat my gaan so wat deur my kop weet. En my groot geef jou interkanker, of althans sy help die kanker aan. So, hy is amper soos 'n kankerbossie. Hy maak die goed in jou liggaam wakker. So ek het beluister, want ek pla my nie. Nou, die Satan is baie lustig. Daar kom goed gebreek. Ek sê vir beheer wat. Dis net 'n toets wat jy moet leer. Dis net 'n toets wat jy moet leer. Die Here is 'n leer. Hy weet jy kan sonder daai dinge deur. Jy kan sonder daai dinge bestaan. Hoeveel mense van ons wat vandag hier in die heilige oomblik hier sit in hierdie gebou, kan vir 2 weke in die bos gaan bly sonder krag? Hoeveel van ons? Eers is in my hare, ek kan my hare nie. Dan sê maar water op te pas nie. Ag, my selfoon. Met die hulle so vroeg gepraat. Het jy al 'n bietjie gedink daaraan? Geliefdes, ons raak so gewoond aan die alledaagse lewe, dat ons kan nie meer sonder krag nie. Ons kan nie meer dit nie. Punt. Nou die eerste is, baie van ons dink, ons kan maar sonder Jesus aan. Ons kan maar vloek geskil, ons kan maar heel dinge doen wat ons gedoen het. Liefdes, ons moet daar kom, wat ons besef, as ons Jesus se krag aangesit het, kan hy nie weer afsien. Kom ons raak ontslaaf van daai klok. Daar bestaan nie 'n afsitklok nie. Want die Here wil jou deurhelp deur dik en dun. Hy wil jou beste vriend wees. Kom ons besef dit vanmôre. Jy wil ek nou nog loop hier in ons kom.
Hoeveel selfs om so baie keer dit te weer. Hoeveel selfs om so baie keer dit te weer. Deur die menslike versoekings wat ons self so aangryp. Om soms 'n bietjie kwaad te raak, soms 'n bietjie geliefdes, is alledaagse dinge hierdie. Dis elke dag se dinge. Veral ons wat so baie op die paai is, so baie met mense praat. Dan gaan hy 'n bietjie verder dan sê hy vir ons hierso, wat nie so sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Luister baie mooi. My vrou luister baie mooi. Hy sê hy sal julle nie bo julle kragte versoek nie. Want met die gee hy vir jou uitkoms. Prys die Here. Is dit nie die lieflike, pragtige God wat ons sien nie? Kyk, hier stap hulle in. En die Here het gekom. Hulle het nie geval nie. Want die God wat ons dien is 'n God van wonders. Dis 'n God wat die werklik lief het. Geliefdes, ek is nie met woord gebore nie. Ek het net 'n gedeelte vir julle uitgehaal van versoekings. Want baie van die versoekings is versoekings wat ons self aangryp. Geliefdes, en weet jy nou ongelukkig toe druk ek nie hierdie week op ek sê pastoor, my kar se wiele is pap en ek hou nie. Maar die battery van die kar is pap, ek kan nie die kar staan. Toe plaas ek nou buite sy vrou nog 'n ding op hom, maar toe my pastoor nog kom my kar kom jump staan. Wat ek die wiel kom. So ek het hier is die dag van ons hart nie. Maar ons is daar om vir mekaar by te staan. Ons is daar om mekaar te ondersteun. Ons moet so mekaar omarm en omgee vir mekaar. Dis al ons teen die werke van die vyand gaan beskerm. Amen. Geliefdes, net so word ek vir Anton wat van dit wens as hy's nou aangestel as jeugleier. Ons het hom goed genoeg gevind om dit te doen en om die jeug in die regte rigting te lei. Amen. Hy is die ene wat die jeug kan sê, hey hoorie, moenie laat die sonde by jou oorheers nie. Hy is die ene wat hulle sê, hoorie, so kan jy oorwinning kry in Jesus Christus. Dis die enigste reg. My broer, geluk net en mag hier geliefdes, wat gaan ek oor aan hom oorhandig? Amen. Amen. Groet elkeen in die kosbare naam van ons koning Jesus Christus. Ja nee, die duiwel het vanmôre probeer. Hy het probeer. Maar as gee op sy sin. Amen. Amen. Ja nee. Ek kom vanmôre met 'n boodskap. Weet, as baie keer so baie dinge wat ons pad langs kom, dan voel ons dit neergedruk en ons voel afgebreek en ons voel soms as dinge nie wil ons uitwerk nie. Maar vanmôre se boodskap wil ek vir u sê dat God het nie mislukkings gemaak nie. Amen. Elkeen van ons is vanmôre gemaak met 'n doel. Ons het 'n doel waarvoor ons hier is. In die begin, as ons kyk in die van Genesis af, waar God begin 'n mens maak het. Wat was sy woorde? Hy het gesê, laat ons mens maak volgens ons beeld. Amen. Volgens ons beeld. En hy het die mens geskape. Hy het begin dat hy stof by mekaar gesit.
en het begin skape. En dan gaan ons na Jeremia 1 toe. Hy ken elkeen by sy naam. Hy sê hierso nog voordat hy ons in die moederskoot geplaas het hy ons al reeds geken. Yes, amen. As dit nie vir ons sê dat ons is hier met 'n doel en dat elkeen van ons is onder die oog van die Here. Maar vanmôre wil ons met boodskap wat ek met u wil deel. Ek wil met u deel oor die pottebakker. Die hand van die pottebakker. En ek wil hê saam met blaai na Jeremia 18 toe. Jeremia 18. Daar's in die begin wat hy die vers 1 sê die woord van die Here. Die woord van die Here tot Jeremia gekom het. Maak jou klaar en ga na die huis van die pottebakker. En daar sal ek my woorde, daar sal ek jou my woorde laat hoor. Eerstens is hier nou 'n groot ding wat nog gaan plaasvind. Hier moet nou gehoorsaamheid plaasvind. Dit gaan nou van Jeremia afhang of hy gaan gehoorsaam wees aan die stem van die Here. Die Here het hom 'n opdrag gegee. En dit gaan van hom afhang of hy hierdie opdrag gaan uitvoer. Toe die Here hom sê, maak jou klaar en ga na die huis van die pottebakker. En daar sal ek jou my woorde laat hoor. Nou is dit ook 'n ander ding. Was Jeremia net nuuskierig om te gaan hoor wat die Here wil hê? Of en was hy gehoorsaam om te luister na die stem van vers 3? Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker en hy was juis besig met 'n stuk werk op die skyf om op die stuk werk op die skyf te maak. En die voorwerp wat hy besig was om te maak het misluk. Soos dit gaan met die klei in die hand van die pottebakker. Maar hy het daaruit weer 'n ander voorwerp gemaak, soos dit in die oë van die pottebakker reg was om te maak. Toe het die woord van die Here tot my gekom en gesê, sal ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie, o huis van Israel, spreek die Here. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel. Tot sover. Soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o Israel. Daar was hy, o Israel, kon net sowel elkeen vanmôre by sy naam geroep het. Soos klei in die hand van die pottebakker kon hy gesê het, so is jy in my hand, o Anton. So is jy in my hand, Pastor Thys, soos klei in die hand van die pottebakker. Maar wat maak 'n pottebakker? Hy sit 'n stuk werk op 'n skyf en hy's besig. En dan hierdie stuk werk wat hy besig is om te maak, partykeer dan misluk dit. En dan maak hy hom weer plat en dan begin hy maar weer van voor af. Die pottebakker is maar geduldig, want hy maak 'n stuk werk op 'n skyf wat goed is vir sy oë. En dan kom hy
En dan kom maak hy die pot. En dan sal hy sê, hierdie pot. Luister mooi wat ek sê. Soos 'n pottebakker weet presies wat hy besig is om te doen. Hy sal sê, hierdie pot is 'n blompot. Of hierdie pot is gemaak om 'n boom te plant. Hierdie pot is gemaak om net 'n plek te laat versier om vir mooiheid. So wat maak ons? Wat sit ons in hierdie pot wat die hemelse pottebakker gemaak het? Dit hang van ons af wat ons in hierdie pot gaan sit. En wat ons in hierdie pot gaan toelaat. Kyk, as ons gaan toelaat om goedjies in te sit, party sit droë grasies en stokkies, koringaartjies in. Maar as ons nie gereeld die pot gaan skoonmaak nie, dan gaan daar spinnekoppe en spinnerakke, alles gaan in hierdie pot inkom. So dit hang wat ons af gaan, hoe gaan ons hierdie pot, gaan ons hom skoonmaak, en hoe maak ons hom skoon? Ons maak hom skoon deur gebed. Ons maak hom skoon deur belydenis. Van belydenis is net een keer nie. Om te bely is elke dag. Want daar's geen mens onder die son wat die son het. Wetend of onwetend. Onwetend kan ek môre hier staan en ek kan iemand seermaak sonder dat ek daarvan weet. Daarom is dit so belangrik om altyd te sorg om die wat ook al ons in hierdie pot sit skoon te maak, sodat daar nie spinnerakke en spinnekoppe daarin kan kom nie. Dan kry jy die pot wat dit 'n klein pot is wat die pottebakker gemaak het. En daai pot kan jy self versier. So dit hang van ons af hoe ons hierdie pot gaan versier, hoe ons die uiterlike dra ons die beeld van Christus hier buite. Met wat versier ons hierdie pot wat gemaak is deur die hand van die pottebakker? As ons daar buite in die straat loop, hoe sien die mense ons? Hoe sien hulle ons? As ons loop daar buite kan, wat se versiersel sien hulle? Dan kom dit weer. Baie van die potte is gemaak vir 'n sekere doel, maar ons kan ook kies wat ons in hierdie pot gaan sit. Somtyds dan wil ons die pot bietjie laat mooi lyk. Dan kom ons aan versier ons hom met plastic blomme en plastic plante, plastic blare. Goed wat reg lyk. En dit bring my sommer nou weer by 'n vers. Hulle sê ek dink dit is in Timoteus die laaste dag, die vers wat sê, hulle sal 'n gedaante van godsaligheid hê, maar die krag daarvan verloon. Die gedaante van die blom is daar. Die plastic blom is in die pot, maar die geur daarvan is nie daar nie. Amen. Amen. Jy kan nie na hom toe gaan en hom gaan ruik nie, want hy het nie 'n geur nie. 'n Gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan verloon. Ek gaan net so 'n stukkie stil staan by dit, net so ietsie wat nou opkom by my. As ons mooi dink, die krag daarvan verloon. Hoeveel keer, as ons dink aan Petrus, wat het hy gedoen? Hy het God uit Jesus verraai. Maar as ons leer, dan sê ons het Jesus verloon. Nou, hoeveel keer
verraai ons die krag van God nie. Hoeveel keer het ons die gedaante van godsaligheid nie, wat ons verraai die krag van God? Dan kan ons hierdie pot vat en ons kan hom mooi versier en ons pak hom vol met klippe. Maar na 'n sekere tyd dan begin hy te kraak en hy begin te bars en hy begin te breek, want hy is nie gemaak om klippe te bou nie. Dan wil ons hierdie pot weer laat regmaak. En hoe gaan ons dit doen? Ons moet hom terugvat na die pottebakker toe, wat die pot gemaak het, om te sê, kom maak ons heel, kom maak hom heel. Hoeveel keer kom die vyand en pak ons met vol klippe, sodat ons krake en barse kry nie? Hoeveel keer seer is nie hier buite wat ons moet dra nie? En soms is ons so gebroke, ons weet nie wat se kant toe nie. Dan sê die pottebakker, kom terug na my toe. Ek sal jou heel maak. Ek onthou jare terug, toe ek nog 'n jong seun was, my pa op die lande geploeg het, en hy kry in die land, kry hy die kleipot. Maar dis net stukkies, want hy is uitmekaar. En hy het die stukkies gaan vat, en hy het begin was. En hy het die bosdiek en bloes wat hy daar het, en hy gaan sit die aan langs die tafel. En hy begin uitpuzzle, heel nag, en hy plak vas, en hy plak vas. Die volgende oggend toe ek opstaan, toe staan die mooiste klei jak op die tafel. Hoeveel te meer kom die pottebakker nie, en hy kom al hierdie stukkies van hy gebroke hart, al die stukkies van hy gebroke lewe, kom sit hy aan tafel, en hy kom plak hulle vas, stukkie vir stukkie, kom plak hy hulle vas. Hoe gaan ons hierdie pot vul? Met wat gaan ons hierdie pot vul? Somtyds dan kom ek, dan kry jy 'n pot wat gemaak is om te plant. Hy is presies gemaak om te plant. En jou saadjie wat jy daarin plant, is besig om te ontkiem. Hy moet groei. Nou, in 1 Korintiërs 12 is daar 9 gawes van die Gees. As 9 gawes van die Gees. En ek het laasst genoem dat die pottebakker het die pot gemaak sodat dit wat in hom geplant is moet ontkiem, en wanneer dit ontkiem, dan groei dit begin by 'n klein plantjie. Kom ek sê ek sit 'n appelboom hierin. 'n appelpit. Nou begin my appelpit te groei. En is 'n appelboom. Is 'n boompie. Maar daai boompie is nog steeds deel van die appel, van die vrug. Hy kom van die vrug af. Hy is nog steeds deel om weer vrug te dra. En daai appelboompie, as hy groot is, gaan hy nie vye dra nie, of hy gaan nie lemoene dra nie.
Want hy is erken en hy is geplant as 'n appelboom. En hoe gaan ek hy boompie laat groei? Hy moet nat gemaak word met water. Elke een, as ons nou lees, ek gaan hom nou nie heeltemal deurlees nie, maar hy noem die gawes hierso op. As ons hierso lees van 12 vers 8 af, dan praat hy oor 'n woord van wysheid en 'n woord van kennis en hy praat met al die gawes. Nou wil ek u 'n vraag vra. Het u al die gawe ontdek? Daai saad wat deur die pottebakker in die pot geplant is, het hy gaan ontkiem al. Nou begin hy saad ontkiem. En nou kom er en ons moet gaan bid vir genesing. En dit gebeur nie op die eerste keer nie. Nou raak ons moedeloos. Nou wil ons dit nie meer doen nie. Want dit het nie gebeur nie. Maar ons vergeet, die boompie moet groei. Want hy sê die Gees deel uit aan elkeen, aan wie soos hy wil, aan elkeen is daar 'n gawe uitgedeel. Maar elkeen moet sy gawe beoefen. Daai boompie moet groei. En voordat daai boompie nie groot genoeg is om vrug te dra nie, sal die gawe nie voortkom, want die boom moet nat gemaak word. Ek kan nie 'n appelboom in die grond sit en verwag hy moet vrug dra nie. Nou wat is die water? Die Heilige Gees. Ons het die Heilige Gees nodig in hierdie pot om daagliks, nie een keer 'n maand, een keer 'n week nie, maar daagliks die saadjie nat te maak. Hy moet daagliks moet hy nat gemaak word. Ek gaan gou vir u 'n kort getuie gebring wat met my gebeur het. Ek is eintlik help 'n minister uit. En hulle vra my, ek moet vir iemand gaan bid in die hospitaal. Ek het op die stadium met ek by 'n ander pastoor hulle in die huis gebly. En ek gaan toe uit. Ek is excited om dit te gaan doen. Gaan ek uit hospitaal toe om vir die tannie te gaan bid. En nadat ek vir die tannie gebid het, net nadat ek haar gebid het, nog dieselfde dag, dus die tannie oorlede. En ek voel so teleurgestel. Is dit 'n teleurstelling wat jy amper teleurgesteld in die Here voel? Want hoe kan dit nou gebeur? En daai het ek nog nie kennis gehad van al die dinge nie. Hoe kan dit nog gebeur? Dat ek het dan gebid en wat het ek dan nou verkeerd gedoen? En ek hou voor 'n lang tyd sê ek gaan nie meer vir iemand bid nie. Ek gaan dit nie meer doen nie. En een keer sit ek in 'n gemeente en daar's 'n evangelis in die gemeente. En ek in die gedagte kom by my op. En ek sê, Here, is U met my as ek sal bid vir genesing? Is dit wat U wil hê ek moet doen? Is dit die rigting wat ek kan ingaan? Wat moet U hê moet ek mee doen? Want die evangelis bid vir mense, ek sien wonderwerke gebeur,
en hy roep mense uit. En ek sit in die gedagte, ek sê, Here, laat hy tog net iets sê, wat ek kan weet, U hoor my. En niks het gebeur nie. 'n hele week gaan ek na die konferensie toe, daar niks, absoluut niks gebeur nie. Die laaste dag op die konferensie, die heel laaste dag, staan ek met so teleurstelling in die binnekant in my, by die agterste bank, om te wag vir die mense wat my moet huis toe vat. Staan ek by die agterste bank, en die evangelis loop verby my, op pad uit, en daar kom 'n ou in. Maar hulle praat nie agter my, maar ek staan, nou nie gepla oor wat hulle sê nie, ek is teleurgestel. En soos dit staan, draai die evangelis om. En hy tik my op die skouer. Hy sê, jy bid mos al lankal vir die gifta hier. En ek raak ijskoud. En ek sê vir hom, ja. Hy sê, hoe lankal nou? En ek sê vir hom, baie lankal. En hy begin my te praat. Hy sê, maar kom ek net vir jou gesê, die Here wys my. Jy moet vir die man kom bid. En daar kry ek weer 'n geleentheid om vir iemand te bid. En hy sê, onthou jou geloof moet jy onthou. As jy bid vir 'n persoon, onthou, en hy begin te praat, en hy begin te uitlê. En hy sê vir my, die Here wil nie gehad het jy moet opkom nie. En dit het my gekos, om weer van voor af, die boompie wat besig was om dood te gaan, die boompie wat besig was om te verdor, moes ek weer teruggaan en sê, Here, vergewe my. Heilige Gees kom weer in my lewe in, en kom bevochtig hierdie grond, wat U in hierdie pot kom sit het, sodat hierdie boompie kan groei. En dit was weer 'n nuwe uitdaging vir my gewees. So, vanmôre wil ek vir julle sê, moenie opgee nie. Moenie moed verloor nie. Hou vas aan die gawe wat die Here in jou geplant het. Hou aan en hou uit. Want eendag gaan hy boompie begin 'n vrug dra. En as daai boom begin 'n vrug dra, dan is daar niemand wat die heerlikheid sal kry nie, behalwe die pottebakker, wat die boom in die pot gesit het. Dit vat tyd. Ek het nou die dag gepraat, toe ons intrek by die huis waar ons bly. Hier sit ek 'n pineappel in die grond. En die pineappel het gegroei. En ek gegroei. En elke dag, of sê elke week, 1 keer of 2 keer 'n week, dan gaan kyk ek na die pineappel. En ek gaan kyk, gebeur hier iets. Want ek het nog nooit in my lewe gesien 'n groeie pineappel nie. En ek kyk, hoe gaan die pineappel groei? En niks gebeur het, daar tye gekom, wat ek al vergeet het van die pineappel. Had hy gekom wat ek nie met die pineappel nat gemaak het, waar die reën om ons nat gemaak het. En toe na 9 jaar, op 'n dag, toe sien ek hier gebeur nou iets. Hier is nou 'n ding wat nou hier uitkom. En is die pineappel. En ek het die geleentheid gehad om te sien hoe die pineappel van klein af groei. En hoe hy vorm. En laat die pineappel self eintlik eers maar 'n blommetjie was, voordat hy 'n pineappel geword het.
Ek wil hê jy moet mooi luister wat ek wil sê. En die pineappel het gegroei en gegroei. En het begin liggeel word en het begin donkerder word. En hier is die pineappel in 'n ry. En is maar nie groot nie. Na 9 jaar. Nou pluk ek die pineappel. En die staan almal nou, hulle wil stukkie pineappel. Ek het 9 jaar gewag vir die pineappel. Nou moet ek die pineappel deel. Amen. Nou moet ek die pineappel deel. En nou iets wat ek voor 9 jaar gewag het, nou moet ek net 'n stukkie van hom kry. Broer en suster, die punt van die storie, hoekom ek dit vertel, is dat die gawe wanneer die vrug begin dra van die gawe, is dit nie net myne nie. Dit is nie net myne nie. Dit is die rede hoekom ek hierdie storie vir julle vertel van die pineappel. Want die Here het vir my 'n gawe gegee om dit met ander te deel. Hy het dit net vir my gegee nie. Hy het dit gegee sodat ek dit moet deel met ander. Hy gee vir ons talente, nie net om vir onsself te gebruik nie, maar om te deel. Dit is die rede vanmôre hoekom ek vanmôre oor die pineappel praat. Want die vrug wat ons moet dra uit hierdie pot uit, is net vir ons gegee vir selfgebruik nie, maar hy is vir my gegee om te deel met ander. As ek 'n appelboom geplant het en ek begin te dra, dan kan ek nie die appels van myself hou nie. Partykeer groei die boom oor in die buurmense se jaarte. Nou kry jy van daai mense die boom groei oor in die buurman se jaarte. Nou kom die buurman sien die mooi appel wat hier in sy jaarte hang. Jy self kan nie al by daai appel uitkom nie. Partykeer is jy nie welkom in jou buurman se jaarte. Amen. En jy weet, jy gaan nie by hy appel uitkom nie. Maar nou kom buurman en hy pluk hy appel af. En hoe sê jy wat? Hoe kan die man ook dat my appels kom steel so van my boom af? Hy het my appels kom steel van my boom af. Maar soms het die Here so beplan dat hy boom groei in sy jaarte. Van hoekom? Want ek en buurman het miskien nou 'n keer rusie aan. So ek sal net my eie gaan sê vir die buurman sê hoor hierso, is die ou bakkie appels nie. Ek sal eerder na die appels plant raak. En onwetend, nou groei daai boom op 'n plek. Toe ek klein was hy in my jaarte, hy was oulik, hy was mooi, hy was net in my jaarte gewees. Maar nou wat hy groot is, het hy begin uitsprei. Hy het begin uitsprei op 'n manier waar as ek hom moet snoei, kan ek ook nie as die buurman se kan snoei nie. Want hy is gemaak om daar te hang, hy is gegroei om vir die buurman te sorg. Daarom as die gawe van wat die Here in ons in hierdie pot geplant het, is die gawe van geloof begin ontkiem en hy begin vrug dra. Wat is geloof? Geloof is 'n vaste vertroue in dit wat jy nie kan sien nie. En dit wat jy nie kan sien nie, maar nou bid jy en hier gebeur dit waarvan jy gebid het. Nou het jy 'n getuie om te gaan deel met jou medemens en vir hulle te sê, as dit by kon gebeur, kan dit met julle ook gebeur. Hy sê in Openbaring, ons sal oorwin deur wat
bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. Deur die woord van ons getuienis, ek kan vanmôre getuienis aan u bring. Wat vir u niks beteken nie. Wat dalk nie vir u bedoel is nie. Elke een wat is dit, kan dit 'n getuie bring. En hy is nie vir een hier binne dat bedoel nie. Maar daar iewers in Johannesburg of in die Kaap het jy 'n vriend of 'n vriendin wat in hierdie situasie sit wat ek in was. En nou, ja, hy vriend of vriendin, ek is in die situasie en die probleem. En nou kan jy sê, maar hoor jy daar, broer Anton het die getuienis gebring in die kerk. Hy het so gesê en so gesê. Nou die getuienis bly dan nie nou meer net hier nie. Die getuienis is nou daar iewers in Johannesburg. Want daai ou in Johannesburg het weer 'n vriend in die Kaap. En nou gaan hy getuienis Kaap toe. Daai ou in die Kaap het weer 'n vriend in Kanada of waar ook al. Dit is hoekom 'n getuienis is so belangrik. As die saad ontkiep, is dit nie net vir jouself nie. As die vrug begin dra, en ek sluit vanmôre af met hierdie woord. Wanneer ons begin 'n vrug dra, is dit nie net vir my nie. Maar dit is vir almal daar buite. En is dit nie net vir my beste vriende nie. Want die Bybel sê jy moet naaste lief hê soos jouself. En wie is ons naaste? Daai broer of daai sussie wat jou so kwaad maak, dit is jou naaste. Daai broer of daai sussie wat jou nou aan 'n dag so lelik gesê het, dit is jou naaste. So ek wil vanmôre net hierdie woord aan jou voorhou. Die hand van die pottebakker. Dis die pottebakker wat al hierdie dinge. As ek dink aan Pastor Fossie wat plante en goede verkoop. Daai plantjies sou hy nie kon verkoop het aan iemand buitekant. Tensy daar nie iemand is wat 'n pot gemaak het vir hom om daai plantjie in te sit, om aan daai persoon oor te gee nie. Daai plant wat daar groei in die voorhuis, of op die stoep, sou nie daar gewees het, as hy nie eens op 'n tyd in 'n pot geplant was, en in 'n pot gegroei het nie, om daar te kan wees. Want net soos ek sê, hy gawe is nie net myne nie. Hy travel rond, hy getuienis gaan rond. So is daai plant ook 'n getuienis van 'n saadjie wat eens in die grond was. Maar die getuienis van hy saadjie is in die pot. En hy kan na die huis, en hy kan na daai huis, en hy kan na daai huis toe gaan. 'n saadjie wat deur water nat gemaak is. Laat ons toe na die pottebakker nog die Heilige Gees oor ons laat kom, in ons harte uitstort om ons nog nat te maak, sodat ons saad kan ontkiem. Ek wil vanmôre net die vraag wat by u los. As ons hier uitstap, gaan ons nog steeds toelaat dat die Here ons kom nat maak met sy Gees vir ons. Het ons daai begeerte om te sê, Here, laat u boom in hierdie pot groei. Laat u
ek nie net met 'n pot sand sit nie. Want daar is vermuise en slange om gate te maak nie. Maar dat ek met 'n pot sit met 'n boom wat kan vrug dra vir die wêreld daar buitekant. Ek los nie vanmôre met hierdie woord. En vanmôre wil ek vir u vra. Pastoor Thys is hier so. Pastoor Erik, Pastoor Fossie. As daar iemand is wat voel hy wil uitkom vir gebed. Moenie dat die vyand nie terughou nie. Moenie dat die vyand nie terughou nie. Vanmôre kon ek Pastoor Fossie kon ook gegee het. Ons kon gesê dat nee, wat dinge loop verkeerd. Ons gaan maar beskoning maak. Weet, gister was ek net gebel. Ek was gister net gebel. Anton, wat ek saam met ons kop was van die man, bel ek kerk en sê, die beskoning het mense, die vyand doet soms. Die vyand probeer inkom. Dis ook op ons, en hy vogtigheid van die Heilige Gees nodig, om die grond klam te hou, sodat die woord, die swaard van God, Efesiërs 6, die swaard, elke woord wat insig. Want weet julle, al goeie kompos, al goeie sout, om by plan, sal hy so nie die wortels raak, as het nie weer water ingetrek word in die grond is nie. Dat die sout van die Here, die woord sê ons is sout van die aarde, dat ons intrek in die aarde in, deur die vochtigheid en die nattigheid van die Heilige Gees. Ek los die vanmôre met hierdie woorde. Amen. Hoe lyk die vrug wat jy dra? As die mens sien in die slaap, hoe sien hy jou? Sien jy jou as 'n opgeblaasde mens? Sien jy jou as 'n mens wat hoop op die liefde van Jesus is? Hoe lyk 'n mens wat hoop op die liefde van Jesus is? Dit is 'n persoon wat in alle tye glimlag. Wetenskaplikes het bewys om te glimlag gee jou baie minder plooie as om 'n suur gesig te hê. So hoe lyk die beeld wat jy dra vir ons broers en susters in die kerk? Hoe lyk jou gedrag in die straat? Dit is so maklik om te sê ek is 'n kind van die Here. Ek dien 'n lewende God. Dit is baie maklik om te sê. Maar doen jy dit in die werklikheid? Doe jy dit wat God van jou verwag? Liefdes, ek sluit af. Dit sal nie wat. Net nog ons allemaal baie vrugte moet daar hier. Wacht. Hoekom gebeur dit op ons pad ons? Hoekom, as jy my yskas gebreek het, en ek vraag, Here, geef my 'n nuwe yskas, dan kom en hy geef my 'n nuwe splinter, nuwe dapper blaar,
oë kan oopgaan. Want die Here wat kinders van die Here, ons is stil en hy, wanneer God vir ons iets doen, dan moet ons swyg. Dis 'n probleem met die plaas. Ek neem aan as wat ons al in opgevoer het. Geliefdes, ons het hier weer eens baie wat aantal. Maar kom ons daar vlug uit na die buitekant. Moenie daar die dag wat jy voel hoor en ek is 'n bietjie pynerig, ek gaan nie nou hier na my buurman toe loop nie om met hom te praat oor die Here. Moenie laat Satan moet. Moenie. Want Satan probeer alles. Jy weet ek nou net nog gepraat van my krooi. Ek en my vrou se daar op die kamer. En ek hoor 'n slag. Kom maar. Ja, kom maar eens nog oppas of wat nou. Ek voel jy op het gaan uit. En toe ek so binnen kom by sy gaan, toe hoor ek klak, en sê, nou is nog op my as net geblok. Ek sê, prijs die Here, hy is in my afgebrand. Nou as ek alles stap, trek die krag en voete, alles af, die krag, alles gedruk. Sien nou die vrou van my, baie sal vermoord in die Bijbel het afgetel. My diegriese, lewe nie die diegriese, sy besluit, sy gaan net op die stoof sit. En die stoof het besluit, ja nie man, diegriese en krag kan nie saam werk nie. En daar blaas hy die stoof. Maar geliefdes, wie julle wat ek wil by julle bybring is, ons kan nie God dien en Satan dien nie. Ons kan net dien. Prys die Here. En liefdes, kom ons saam, gaan ons die laaste liedjie saam sing en dan gaan ons ons is sommer vir ons vraag afgesluit tot gebed en dan sommer oor die dienste in ons gedrag. En liefdes, dat wij ons sing, dienste in ons gedrag is ook baie dankie. Kom ons staan. Dankie Here dat U vanmôre met ons kan praat deur die woord. Here, ons sê dat ons onsself in U hande moet plaas, Here. Dat U ons moet vorm. Here,
proses is nie altyd lekker nie, Here. Maar Here, ons kom na U toe, ons vra Here waar ons geval het, waar ons kwaad geword het, waar ons dinge gesê het. Vra ons Here dat U saam met ons sal wees, elkeen van ons. Here, hulle wat ingeskakel is, dat hulle ook U woord sal luister, Here. Dat die Heilige Gees ook met hulle sal praat, Here. Soos hy met ons gepraat het vanmorgen. Dankie vir die goedheid, dankie vir die genade, Here. Here, lei ons veilig na ons huise toe en weer terug, Here, en ons bid vir hulle wat nog twyfel of hulle moet kerk toe kom vanaand, Here, dat die Heilige Gees hulle sal aanspreek vanmorgen, Here. En dat die vrug van die Heilige Gees deur ons sal werk, Here, om ander ook aan te raak. En dat ons nie moet vergeet, Here, van U goedheid en die groot genade wat U het vir ons, Here. Wees met hulle wat siek is, Here. Ons stuur U woord om hulle te genees. En ons sê dankie vir die grootheid en die goedheid. Dankie, Here, en ons prys U naam. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. En nou mag die genade van God onze Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees rus en bly met elkeen van ons van nou af tot in ewigheid. En almal wat dit glo sê, Amen. Amen.